Goeienaand, dit is Ina met resepte vir die lewe. Hoe werk 'n resep? 'n Resep is gewoonlik iets wat neergeskryf is met sekere aanduidings en wat dan 'n verwagting skep dat jy dan nou 'n wonderlike dis sal hê. Party ouens soos ek hou daarvan om 'n resepteboek deur te blaai. Maar ek is nie baie goed met die bakkery nie. So vir my is 'n resepteboek 'n mooi boek met mooi prentjies en wonderlike idees wat nooit regtig tot uitvoering kom nie. As ek jou nou wil vertel van 'n resep van 'n heerlike dis en ek gee vir jou die resep, dan het jy nog net dit wat op papier is. Ek kan vir jou haarfyn beskryf hoe jy hierdie dis moet maak. Maar jy het nog geen idee hoe dit regtig smaak nie. Ek kan selfs die dis vir jou maak en jy kan dit ruik en dit kan die wonderlikste geur hê. Maar dit beteken nog steeds nie dat jy weet hoe dit proe nie. Jy sien dis eers as jy die deksel afhaal, 'n lepeltjie daarin steek en dit in jou mond sit wat jy proe, hoe hierdie dis proe. Nou ons resep kom vandag uit Psalm 34 vers 8 en dit sê smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil en natuurlik die vrouens ook, né? En die kinders. Die Engelse vertaling sê taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who take refuge in him. En in 1 Petrus 2 vers 2 kry ons 'n ander weergawe daarvan. Dit sê verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is. My boetie en my sussie, het jy al die smaak van ons Allerhoogste in jou mond gekry? Jy sien, as jy net by die dominee of die pastoor woord kry, as jy net gaan sit en die klank van die woord kry by ander ouens, dan het jy nog net die resep gesien. En dalk het jy dit al geruik in ander mense se lewens, maar die woord is baie duidelik. Jy moet smaak, jy moet taste hoe goed die Here is. En dit kry ons net as ons intiem by hom gaan sit. As ons toelaat dat hy in ons lewens inspreek. As ons toelaat dat hy ons kom lei. En jy kan luister, jy kan hoor. Want Yeshua het vir Pilatus gesê, almal wat in die waarheid wandel, hoor my stem. My boetie, my sussie, mag jy 'n nuwe smaak ontwikkel van die goedheid van ons koning. Mag hy vir jou 'n nuwe feesmaal kom bedien. Want jy sien, hy wil nie vir ons net altyd dieselfde dis opdis nie. Hy wil homself elke dag op 'n nuwe manier aan my en jou kom openbaar. En hy hou van 'n uitdaging. Gaan sit by hom en sê, Abba Vader, Yeshua Mashiach, Jesus Christus my koning, Heilige Gees, geef my 'n nuwe smaaksensasie van wie U is. En ek beloof jou, hy gaan dit vir jou doen. Abba Vader, dankie dat U wil hê ons moet U goedheid smaak. Dankie dat U woord sê, it's your kindness that leads to repentance. U goedheid wat mense lei na nader aan U toe. Geef vir ons 'n nuwe smaak, 'n nuwe honger vir U goedheid. En dankie dat U die enigste een is wat daardie honger kan stil, om dit 'n ewigdurende nuwe honger te maak. Ons loof U vir die goedheid. Amen.